Hallo en baie welkom by Nog 'n Binneblik. Ek gaan vandag probeer multitask. Ek is nie 100% seker hoe goed dit gaan uitwerk nie, maar tyd is min, as mens met planne maak. En dit gee my daarom ook iets om te doen, as om die hele tyd net vir 'n kamera lens te kyk en met myself te praat. Ek voel ek so effens klein bietjie meer produktief. So, ek het hierdie week, het ons op Kry vir jou die digitale meditasies bekend gestel. En ek gedink, ek gaan nou bietjie meer vertel oor wat dit is, hoekom ek dit gedoen het, hoe ek dit gedoen het, en hoe jy dit kan gebruik. As jy wonder wat ek besig is om te maak, healthy snacks, want na Bella se koekies, Skryfie se fudge en 'n vriendin van my se man bak suurdeegbrood, na al daai dinge, dink ek dis 'n baie goeie plan om so 'n klein bietjie meer gesondheid uit die grond uit in my lyf te kry. So die meditasies is eintlik, hou gou aan, ek gaan sout grind, dit gaan raas. Ek weet nie regtig hoe goed is hierdie mikrofoon se noise cancelling nie. Dis nie teen pynlik, jammer hier hoor. Nogals is baie ander dinge in die lewe pynlik is. Daar was 'n tyd, of laat ek sê een van die kere in my lewe, wat ek regtig baie swaar gekry het. Het ek gehoor van meditasie en hoe goed dit is, en hoe goed dit vir jou brein is, en hoe dit jou help om, ek weet nie, gesonder brein te ontwikkel, maar ek kon dit glad nie reg kry nie. Maar ek het definitief ook nie meer kans gesien vir my eie stem in my kop nie, of vir my eie gedagtes nie. Dit was oorweldigend, kon nie meer nie. So wat ek begin doen het, is ek het na podcasts begin luister. Dag en nag. As ek met my hond gaan stap het, die 4 of 5 kilos, het ek podcasts met Bluetooth oorfone in my ore geluister, die hele pad. Om aan die slaap te raak, as ek in die kar gery het, as ek in die huis gewerk het, as ek gestofsuig het ek die oorfone in my ore gesit en skiet earmuffs, maar wat mense aansit wanneer hulle skiet, bo oor gesit, sodat ek nie die stofsuiger kan hoor nie, maar nog steeds die podcast. Ek kon nie eers vir daai klein rukkie na die stemme in my eie kop luister nie. En ek dink die enigste tyd wat ek nie daarna geluister het nie, was as ek gewerk het of in die stort. Ek het na die tyd agtergekom hoe sleg Bluetooth oorfone eintlik vir jou brein is. So, weet nie so of daai so 'n verskriklike goeie plan was. Nie, maar in 'n geval, dit is wat ek gedoen het, en dankie tog, dit het my help oorleef. En ek het baie wonderlike podcasts so ontdek, baie goed geleer. Selfs ook oor besigheid en vreeslike baie interessante goed. Soos wat jy na die een podcast luister, beveel hulle mos vir jou volgende een aan, en nog een, en voor jy weet, het jy op iemand afgekom wat jy regtig eintlik nooit op jou eie sou kry nie. En dit was great. Maar toe ek begin dink, wat van mediteer met woorde? Want as ek reg verstaan en luister, ek is nie 'n kenner nie, so as jy 'n meditasiekenner is, help uit of vergewe, want ek dink ek misverstaan baie dinge van meditasie, maar as ek reg is, dan help meditasie eintlik net om jou brein vir 'n oomblik stil te kry. Ek weet, net daai pause tussen gedagtes. En dit is waar ek aan die idee gekom het van, wat van 'n praatmeditasie? En in storievorm, want ek het ook na meditasies geluister wat gesê het, ontspan jou kop, ontspan jou neus, ontspan jou ore, jou nek, jou skouers. In die tyd dat ons by Ellenboog kom, het ek lank alweer
die wêreld se probleme opgelos en 10 van my eie geskep. So dit het net nie lekker vir my besige brein gewerk nie. En ek het natuurlik eers gedink my brein is gebreek, nadat ek later, na vele boeke oor breine, en ek het selfs 'n kort kursus gedoen, besef, o nee, jou brein moet maar die hele tyd werk. Dit is so half daai beginsel van use it or lose it. So, dit is goed vir jou brein om goedjies te dink, om al die paaie en meganismes aan die gang te hou. So, right. Dit is waar storie vertel meditasie vandaan kom. En ek het dit net 5 minute lank gemaak. Laat mens net begin, laat jy net vir 'n klein rukkie na iets luister wat jou eie gedagtes so klein bietjie pause en so jou brein 'n blaaskans gee, net om asem te skep. En ek het ook intussen tyd besef hoe verskriklik versigtig mens moet wees na wat jy luister. Want, dink gaan daaraan, soos ek's nou besig om hierdie kos te maak, ek eet dit, dus dit gaan by my mond en in my lyf in. Dit wat by jou ore ingaan, gaan ook in. So, as jy na verkeerde of afbrekende goed die hele tyd luister, en na die hartseer, stikkende, gebroke, geïrriteerde, verwoestende stem of gedagtes in jou eie kop, gaan dit ook in jou lyf in. So, mens moet 'n bietjie versigtig wees. Ek het nie altyd so daaraan gedink nie. Ek het die laaste ruk baie meer selektief geraak oor die tipe van dinge wat ek my ore aan uitleen. So, dit is nog 'n rede hoekom ek die meditasies geskep het, sodat jy net na ietsie so klein bietjie meer sinvol of beter vir jou kan luister, as die stem in jou kop of die negatiewe nuus, oorlogstories, petrolstories. Kan nie heeltyd daarna luister nie. Kan nie heeltyd Bella se koekies, fudge en suurdeegbrood eet nie. Van tyd tot tyd 'n bietjie neute, sade ook eet. En dit is wat dit is. Dit is eintlik wat dit is. Om net vir 'n klein rukkie iets heilsaams by jou ore in te kry. Wat ek dink 'n goeie ding is. En dis ook baie bekostigbaar. Ek het vir 'n ruk gedink om dit eintlik maar net verniet te doen. Maar hier is die ander probleem. Alles in die wêreld is ook maar 'n tipe van 'n energie uitruil, né? Jy, byvoorbeeld, as jy net aanhou eet, al die goed wat ek nou al 3 keer opgenoem het, en jou aan en jou aan en jou aan, dan raak jy vetter, ongesond. Jy moet op 'n manier weer daai energie terugploeg wat jy gevat het. En ek dink dit is baie so met enige iets. As jy net die hele tyd vat by mense, en vat, en vat, en vat, en kry, dan dink ek, raak jou siel vet. Dis die beste manier hoe ek dit kan beskryf. Jou siel raak dik. Dik vir jou, dik vir die wêreld, dik vir alles. Nee, dis wat gebeur. Hierdie is lieflike dadelstroop. Baie lekker. Ek gaan hierdie dalk moet aanmaak met 'n bietjie kookwater. Hier is baie min in. So, ons is eintlik, jy pootjie jouself as jy net wil hê en nie teruggee nie. So wanneer mens vir iets betaal of iets koop, ruil jy energie uit. Jy gee 'n bietjie energie terug vir die energie wat jy kry, sodat jou siel nie dik raak nie. Ek hou nogal van hierdie. Ek wil definitief nie 'n dik siel hê nie. So, is dit nie ook so dat die
mees vrygewige mense wat jy ken, is gelukkig en lekker mense. En die synige mense, wel is synig. Ek het al gevind as mens, jy is synig of jy is nie. So as jy synig is jy synig met jou liefde, synig met jou tyd, synig met komplimente, synig met alles. So, ja, dit is hoekom jy 'n paar rand daarvoor moet betaal. Ek dink hierdie is die lank en die kort van wat ek wou deel, is waar die meditasies vandaan kom, hoekom dit belangrik is om so nou en dan vir jou brein iets anders te gee om na te luister, en dat ons moet energie uitruil met mekaar, en nie net gee nie, en ook nie net kry nie. So, alles in balans. Nou ja, ek gaan verder my gesonde sade happies maak, sodat ek weer volgende week koekies en fudge en suurdeegbrood kan eet. Tot 'n volgende keer.